In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa fokus in sy weeklikse nuusbrief op die landbousektor. Suid-Afrikaners wag in spanning om na 'n tweede poging van die begrotingsrede te luister. En 'n geliefde vriend onthou Ethel Fugard so. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa het in sy weeklikse nuusbrief aan Suid-Afrikaners op die landbousektor gefokus. Hy het gesê die bemagtiging van swart boere moet 'n prioriteit wees om ekonomiese groei te bevorder. Ramaphosa het daarop klem gelê dat swart boere bemagtig moet word en grond aan hulle beskikbaar gestel moet word om hulle deelname aan die kommersiële landbousektor te verseker. Ramaphosa het toegegee dat transformasie in die sektor 'n uitdaging bly. Hy het bygevoeg dat swart boere net sowat 10% tot die land se kommersiële landbouproduksie bydra. Hy het gesê die beskikbaarstelling van staatsgrond sal voortgaan om opkomende boere te bevoordeel. Volgens Ramaphosa het Suid-Afrika 13,7 miljard Amerikaanse dollar se produkte in 2024 uitgevoer. Die landbousektor bied 1,1 miljoen werksgeleenthede in sy waardeketting. Die Umkhonto we Sizwe party het onderneem om met betogings vol te hou indien 'n verhoging op belasting op toegevoegde waarde aangekondig word. Die party het voorgestel dat die regering eerder 'n welvaartsbelasting instel, korporatiewe belasting verhoog en belastingskuiwergate toestop. Die hoofsweep van die party, Mzwanele Manyi, sê sy voorstel sal verseker dat die regering sy skuldtekort verminder terwyl hy sy maatskaplike verpligtinge aan Suid-Afrikaners steeds sal kan nakom. Die MK-party het die strate van Pretoria ingevaar in 'n protesoptrede teen moontlike BTW-verhogings. Die begrotingsrede is verlede maand uitgestel nadat politieke partye in die regering van nasionale eenheid 'n 2% verhoging van BTW verwerp het. MK-lede het buite die nasionale tesourie se kantoor betoog, waarna hulle na die reservebank is. This uncaring government should focus on expanding job creation programs. They must focus on increasing social spending. They must focus on ensuring access to free, quality education and healthcare. For us as the MK party, we demand the above and we are saying immediate cancellation of this VAT increase must happen without any further delay. Die MK sê as die oproepe oor môre op dowe ore val, sal hy die land tot stilstand bring. We will ensure that we have mass protests across the country to reject this VAT, because when we talk to them there in Parliament, they think we're playing games. So we're saying, we're giving them a warning now. Between now and Wednesday, they must play around with those numbers and ensure that we have zero VAT increase. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sal na verwagting sy begrotingsrede oor môre ter tafel lê. Die departement van vervoer, die polisie en die padverkeerbestuursowerheid het met 'n ondersoek begin na die toestand van die bus waarin 9 mense gister op die N2 naby Mandeni in KwaZulu-Natal dood is. Die bus wat kerkgangers vervoer het van 'n wal afgestort nadat 'n band blykbaar gebars en die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Die LER vir vervoer in KwaZulu-Natal, Siboniso Duma, sê nalatige bestuur word nie buite rekening gelaat nie. SAPS is going to check whether there was no reckless, then they declare it as a criminal sin. We do the same. In terms of preliminary, we are going to check the permits, the list of those who were inside the bus when it was in service and all those things. So I think we are duty bound. That is why I'm saying that at a later stage, we are then going to indicate and mention the capacity of the bus, and if it was overloaded. Duma, wat die toneel vanoggend besoek het, sê 'n verslag oor die oorsaak van die ongeluk word later van dese week verwag. Die 88 sitplekbus het gemeentelede van die 12 Apostelskerk van Trinity in die KwaDukuza munisipaliteit na 'n kerkbyeenkoms vervoer. 'n 4-jarige kind, 7 vroue en 'n man is in die ongeluk dood.
60 insittendes, insluitend die bestuurder van die bus, is in die hospitaal opgeneem met beserings wat wissel van gering tot kritiek. 'n Elektroniese stemproses in Suid-Afrika is wensdenkery omdat die land nog nie gereed is om 'n elektroniese kiesstelsel te implementeer nie. Dit het aan die lig gekom tydens die eerste dag van die verkiesingskommissie se 3-daagse konferensie, waar tydens belanghebbendes die moontlikheid van 'n e-stemproses in die land bespreek het. Die OVK het egter aangedui dat elektroniese stemming nie in die 2026 plaaslike en 2029 algemene verkiesings ingestel sal word nie, maar dat dit wel in die toekoms kan gebeur. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het aan die OVK gesê dat daar eerstens van die papierstelsel na 'n digitale stelsel omgeskakel moet word, voordat die moontlikheid van 'n elektroniese stemproses enigsins 'n werklikheid kan word. You're not just taking the paper form and replacing it with an online page. You actually need to change. You actually need to transform in the process of moving from paper to online. And I think that is, if you look at the report from the IEC, countries where things have not gone so well when they tried this, that is perhaps one of the reasons why. Because you have to understand you're not just moving from keeping the system in the status quo. You actually want to improve the system in the process. Die ombudsman van gesondheid het verdoemende bevindinge gemaak oor toestande by die Helen Joseph Hospitaal in Johannesburg. Dit volg na ondersoek na aanleiding van 'n video wat deur die radioomroeper Thomas Holmes, ook bekend as Tom Holmes, op sosiale media geplaas is. Hy het gekla oor die slegte behandeling wat hy by die hospitaal in September verlede jaar ontvang het. Volgens die ombudsman ondervind die hospitaal verskeie probleme wat verband hou met onder meer swak bestuur en menslike hulpbronne. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy het kennis geneem van die bevindinge en die aanbevelings om toestande by die hospitaal te verbeter. It's very refreshing as a South African to see us discussing our problems together and openly and honestly. I know the media I came from media, so I understand damning reports, etc., but it's a very open and honest report. Volgens die ombudsman se verslag het swak instandhouding veroorsaak dat die hospitaal vervalle is en dat die provinsiale gesondheidsdepartement verbeterings aan die infrastruktuur moet prioritiseer. There was peeling paint from the ceilings and walls. There were broken basins and taps. There were non-functioning electrical plugs, and there was a poor supply or flow of water to the wards beyond 7th floor because of the weak pump that was pumping the water. Aanbevelings sluit in dat die bestuur en menslike hulpbronne uitdagings by die hospitaal onmiddellik getakel word. The HR department is completely dysfunctional. There was poor working relationship between the HR manager and some of their subordinates. There was a general breakdown of authority within the HR management. There's lack of stable senior permanent professional management cadre. Most senior posts, including that of a CEO, are occupied by acting personnel. There's lack of governance in general. Die kantoor vir die nakoming van gesondheidsstandaarde sê die hospitaal voldoen nie aan die nodige standaarde nie. The leadership and governance are singled out as a major source of the current state of affairs. To address these challenges and contraventions in the norms and standards in both the OHS report and the Health Ombudsman report, we urge the Gauteng Department of Health, working with the district, to take full responsibility and accountability in addressing some of the urgent issues that we have pointed out in the reports. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het die bevindinge verwelkom en sê hulle sal help om langdurige probleme by verskillende staatshospitale op te los. Minstens 2 staatsgetuies het Kelly Smith as 'n goeie ma beskryf. Die tweede week van die verhoor na die verdwyning van haar dogter Jocelyn het vandag in die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha aan die Weskus begin. 'n Speurder van die polisie se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe, 'n buurvrou van Smith en 'n vrou wat Jocelyn wou aanneem, was in die getuiebank.
Smith, haar kerel Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn word van ontvoering en mensenhandel aangekla. Smith het in trane uitgebars toe 'n staatsgetuie gesê het dat sy 'n goeie ma is. Colin Ziegers, Smith se werkgewer vir wie sy huishoudelike werk gedoen het getuig dat Smith daagliks by haar om hulp kom vra het. Sy sou daarna vir Smith en haar kinders kos gee en haar betaal het. Kelly het baie liefdevolle kinders en sy het haar kinders mooi groot gemaak. Ek sê dit weer. Ek het vir Kelly jammer gekry en ek het gesien waar deur het sy gegaan. Ek is self gemaak. In haar swakheid was sy 'n goeie ma vir haar kinders. Ek is so jammer. Ek kan nie sê wat het gebeur nie, maar dis al wat ek weet. Natasha Andrews, wat Smith vir sowat 20 jaar geken het en vir Jocelyn wou aanneem, was van mening dat Smith 'n goeie verhouding met haar kinders het. Sy het vroeër getuig, sy wou vir Jocelyn aanneem omdat haar omstandighede beter as Smith se was. Andrews is deur die gemeenskap beskryf as Jocelyn se grootmaakma. Andrews het getuig dat Smith na haar toe gekom het die aand van haar dogter se verdwyning om uit te vind of Jocelyn nie dalk by Andrews was nie. Kelly het die vroeë oggendure van die 20ste Februarie by my aangekom. Dit was voor 1 om 'n foto te kom hang van Jocelyn. Nog 'n getuie het aan die hof gesê dat sy vir Smith help soek het na Jocelyn. Sy sê Smith het onderweg na Andrews se huis in Diasville gehuil. Sy was nie meer emosioneel toe hulle terug in Middelpos verder gesoek het nie. 'n Speurder van die polisie se gesinsgeweldeenheid het aan die hof gesê dat hy verklaringe van Laurentia Lombard, 'n voormalige beskuldigde wat sy aanklagte laat vaar is, en Stefano van Ryn geneem het. Die verhoor duur voort. Owerhede in die benede Oranje rivierstreek in die Noord-Kaap sê sommige eilande is onbereikbaar na die naweek se swaar reën wat tot oorstromings gelei het. Skade aan huise, paaie en brûe in die Upington-omgewing is ook aangemeld. Meer as 100 mm reën het binne minute in sommige gebiede geval. Dit het daartoe gelei dat droë rivierlope in vloed was. Verskeie mense was op talle eilande in die gebied vasgekeer, maar is gered. Additionally, several islands remain inaccessible due to poor road conditions and high water levels, raising concerns about access to essential services. We can confirm that no injuries or fatalities have been reported. The Keigerib municipality is actively working to restore road access by scraping affected routes. The Zerifmgau District Municipality is providing support, particularly in matters of evacuation, rapid response, and medical emergencies should these arise. Plaaslike owerhede sê hulle bepaal steeds die skade. These extreme weather conditions have severely impacted roads, particularly in rural areas, and have created significant challenges for affected communities. The N14 between Build Zone and Camus Hospital remains closed by SANRAL due to safety risks, with cleanup operations currently underway. Tydens Vrydag se storm in Upington het bome omgeval wat elektrisiteit-infrastruktuur en huise beskadig het. Die plaaslike munisipaliteit is besig om skade te bepaal en inwoners te ondersteun. Ulrich Hendriks, SAK nuus Kimberley, Noord-Kaap. Ons kyk net hierna na politici se verwagtinge van die nuwe begrotingsrede. Bly by ons. Terwyl die minister van Finansies, Enoch Godongwana, voorberei om sy begrotingsrede Woensdag te lewer, wag politieke partye in spanning om te sien of belasting op toegevoegde waarde verhoog gaan word en indien wel met hoeveel persentasiepunte. Dit volg te midde van berigte dat Godongwana sy aanvanklike 2 persentasiepunte BTW-verhoging vir die jaar
na 0,5 persentasiepunte verlaag het met 'n geleidelike verhoging oor die volgende 2 jaar. Die verhoging is glo nodig om die maatskaplike verligtingstoelaag vir die armes te kan verleng. Die maatskaplike verligtingstoelaag is aanvanklik ingestel om werklose mense gedurende die COVID-19 pandemie te help. Dit is sedertdien van R350 per maand na R370 verhoog, wat die staat meer as R35 miljard per jaar kos. Die DA, wat deel vorm van die regering van nasionale eenheid, sê hy is gekant teen alle belastingverhogings insluitend BTW en voer aan dat die regering sy besteding met tot R30 miljard kan inkort. We are not convinced that there's this false dichotomy between higher taxes or an austerity budget that focuses on spending cuts for frontline services. The DA will remain laser-like focused on growing the economy through economic reforms, but also finding inefficiencies within government, cutting those expenses. Ander partye wil 'n begroting hê wat ekonomiese groei en werkskepping sal aanwakker. We expect, however, that there will be a smaller VAT increase tied to conditions of higher economic growth. Taxpayers are correctly demanding value for their taxes paid. I think raising revenue from luxury purchases, somebody who's buying a Gucci bag and that kind of thing, you can increase VAT to 20%. That person has money. What you don't want is people that really have little already suffering as a consequence. We need to focus on the growth agenda that's increasing what is already below 15% of spend on infrastructure. We must increase it to 30% as the National Development Plan says. Die ANC sê die begroting moet ooreenstem met die regering se 3 sleutelprioriteite. Health in South Africa has become a commodity that is very expensive, and those who get better health services are those who are rich. But with NHI, even the poor will have access to the better services. So those are some of the critical issues that the minister should focus on. Die vakverbond Kusatu sê hy wil nie 'n besparingsbegroting hê wat die lewering van openbare dienste gaan inkort nie. We need to make sure we have a budget which rebuilds the capacity of the state to deliver the goods that society and the economy require to thrive, that it stimulates economic growth through investment in infrastructure, and that it provides protection and relief for the poor and the unemployed through social grants, the SOD grant, and public employment programs. Die begroting sou aanvanklik 3 weke gelede ter tafel gelê word, maar is uitgestel oor verskille tussen lede van die RNE, hoofsaaklik oor die voorgestelde BTW-verhoging. Lede van pensioenfondse het weer die geleentheid om geld uit hulle spaarpot te onttrek vir die nuwe belastingjaar wat op 1 Maart begin het. Dit is ingevolge die 2-potstelsel wat verlede jaar in werking getree het en lede toegang gee tot 'n gedeelte van hulle aftree spaargeld as hulle dit nodig het. Een van die leidende aftreefonds bestuursmaatskappye, Alex Forbes, sê hulle het reeds meer as 33,000 aansoeke vir onttrekkings vir die nuwe belastingjaar ontvang. So we have seen a drop in the average balance that's being claimed. At the moment, it's sitting at somewhere between 8 and 10,000 rand before tax, fees, etc., which is roughly half of the previous tax year. And the reason for that is that if you took your money out previously, essentially from September to March, it's 6 months worth of contributions that you're taking. So this year, it's going to be a small amount. And then once people take now, they'll have to wait then another year. And next year, we expect the balance to go up again to roughly the 17 to 20,000 rand level. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag. Die dramaturg en skrywer Ethel Fugard is wêreldwyd vereer as een van die grootste Suid-Afrikaanse skrywers. Maar vir die wat die naaste aan hom was hy 'n geliefde vriend. Die teaterikoon en medestigter van die Markteater, Manny Manham, rou nie net oor 'n legendariese kunstenaar nie, maar 'n lewenslange vriend. Die SAIK het aan huis in Kaapstad by Manham gesels oor sy herinneringe.
President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die skrywer en dramaturg Athol Fugard, wat die naweek in die ouderdom van 92 oorlede is. Hy het Fugard beskryf as 'n buitengewone storieverteller in buitengewone tye, met die morele gewete van 'n hele generasie wat nooit die ongeregtighede in die land geïgnoreer het nie. Die presidensiële woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die regering is bly dat Fugard gedurende sy leeftyd met die orde van Ikhamanga vereer kon word. Beyond the impressive body of work that he has left behind, Athol Fugard will be remembered for being an outlier amongst the millions of white South Africans who blithely turned a blind eye to the injustice being perpetrated in their name. En is dan nou tyd om te groet. Tot môre aand weer om 8:30. 'n Lekker aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, reën kan verwag word in die noordoostelike dele van die land met verspreide buie wat verwag kan word van Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal asook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word kuslangs. As ons kyk na môre, oggendmiskole kan verwag word streek van Limpopo oor Mpumalanga tot in die grootste dele van KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap en in die verre dele van die Noord-Kaap. Verspreide buie kom ook voor van noordweste, streek oor die Oos-Vrystaat tot in die grootste dele van Lesotho. Daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie wat voorkom in Limpopo, streek oor Mpumalanga asook in die westelike dele van KwaZulu-Natal. Die waarskuwing geld ook vir môre vir ewige donderbuie en dit kom voor in noordweste, streek oor die grootste dele van die Vrystaat. Dit gaan gepaard deur sterk swaar reën, sterk wind asook haal en dit kan lei tot gitsvloede. Ons minimum temperature vir Gauteng, dit is 'n warme dag wat verwag kan word. Pretoria het 'n maksimum van 28 grade, Johannesburg het 'n minimum van 16 met 'n maksimum van 27. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n warme dag kan verwag word in die provinsie. Messina het 'n maksimum van 34 grade, Polokwane se minimum daar is 18 met 'n maksimum van 30. In Mpumalanga verspreide buie wat verwag kan word in die provinsie. Sekunda se minimum daar is 27 grade, asook Standorten. Dan beweeg ons kuslangs in KwaZulu-Natal, onder die waarskuwing wat uitgereik is. Dit is warm in hierdie provinsie. Vryheid het 'n minimum van 15 met 'n maksimum van 24. Port Shepstone se maksimum is 24 grade. In die Oos-Kaap, dit is grootliks warm in hierdie provinsie, maar kan dit 'n maksimum van 26 grade, asook Colombo, Graaf-Reinet se minimum daar is 12 met 'n maksimum van 29. In die Wes-Kaap 'n warme dag kan verwag word, dit is ook sonnig. Vredendal se maksimum is 35 grade, Kaapstad se minimum is 16 met 'n maksimum van 26 grade. In die Noord-Kaap, dit is sonnig in die westelike dele, anders is dit warm. Appington het 'n maksimum van 35 grade, Calvinia se minimum daar is 13 met 'n maksimum van 32. De Aar se maksimum is 31. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat, onthou die waarskuwing wat uitgereik is vir ewige donderbuie, so wees asseblief versigtig. Bloemfontein en Forest Smith het 'n maksimum van 30 grade, Gariep se minimum is 13 met 'n maksimum van 28. Kroonstad se maksimum is 27. Dan laastens in Noordwes, verspreide buie en donderbuie kan verwag word, anders is dit ook warm. Mahikeng het 'n maksimum van 27, Ottosdal se maksimum naar 26 grade, Swaziland het 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 28. Dis nou van hier by die weersentrum. Geniet die aand.